Nou vriende, as u nou nog nie die 1 Januarie en die eerste Sondag in Januarie se dienste geluister nie, wil ek u tog vriendelik versoek om dit op YouTube te gaan kyk. Onthou, ons is onder e.g Kerk Brits, is ons YouTube kanaal. Gaan, hoe sê julle altyd, gaan like en subscribe, en dan kan jy die boodskap daar luister. Dit is my baie belangrik dat u die trant van die Here met ons loop in Januarie maand, saam met ons sal vasvat. So gaan kyk asseblief na die nuwejaarsdag boodskap, en ook die eerste Sondag van die jaar. Almal ken die storieetjies van die 3 beertjies met die pap, wat iemand het aan my pap geëet, onthou jy dit? Nou ek staan hier in voorsing en ek voel my mic is nie reg nie, iemand het aan my pap geëet. Dat hou ek nou nie, maar Dominee Johnny het laasweek die woord bedien. So dis hoekom dit so is. So baie dankie vriende, ons waardeer. Ons gaan u nooi, soos ons vir gesê het op die WhatsApp, om saam met ons te lees uit Matteus hoofstuk 21. Matteus hoofstuk 21. Nou die konteks van die verhaal is, vriende, dit is 'n week voor die kruisiging. En as jy nou die Nuwe Testament seminaar onthou op 'n stadium is hy Jerusalem toe, en toe het ons gesê, klippe trek, Jesus onttrek Perea, onthou julle? Toe het hy daar vertoef. Toe kom hy weer, en uiteindelik toe sê ons, Jerusalem, onthou jy? Donkie. Toe kom hy ingery in Jerusalem in die donkie. En dis waar ons nou is 'n week voor die kruisiging. En hier kom hy nou ingery, en kom ons gaan lees die verhaal wat daar gebeur. En toe hulle naby Jerusalem gekom het, en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, ga na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselind vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle sê, as iemand iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hulle stuur. Dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat die profeet gespreek is. Sê die dogter van Sion, kyk, jou koning, hy haal hier 'n profeteboek aan Sagaria. Hy sê, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. En hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en hy daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voor hom geloop het, wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, seun van Dawid, geseënd is hy, hoofletter wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende. En ons wil aan vanoggend, terwyl ons baie duidelik die leiding voel met u praat uit Matteus 21 vers 2, ga na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselind vind wat vasgemaak is, 'n vul met 'n vul by haar, maak haar los en bring hulle vir my. En ek wil dan vandag met u praat oor hierdie tema, maak los, die Here het jou nodig. Maak los, die Here het jou nodig. Nou vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons baie maklik oor 'n eseltjie of 'n donkie, en ons het geen begrip van die plek van 'n esel of 'n donkie in die ou Israel nie. Hierdie was 'n teken van ekonomiese vooruitgang. Dit was nogal gesiene mense wat donkies kon besit het. Donkies is gebruik vir vervoer, vir landbou en veral vir reis oor lang afstande. Nou, baie mooi interessante feit is, hulle is meer betroubaar as perde in die bergagtige gebiede soos Judea. Nie so vinnig nie, maar betroubaar. Genesis 22 vers 3 lees ons, Abraham saal sy donkie op vir 'n geestelike reis. 1 Samuel 9, Saul soek sy pa se verlore donkie. Sien jy, die koningshuis se familie het donkies gehad. Maar donkies en leierskap loop ook baie nou saam.
met die Jode. Donkies was die ruituig van konings en regters in Israel, nie perde nie. Onthou nou, gaan nou vir die verskil leer. Ons sê oor die algemeen is dit die ruituig van konings en van regters. Voorbeelde, Rigters 5 vers 10, julle wat ry op wit donkies. Hy verwys hier na leiers en edeles. 1 Konings 1:33, Salomo word op Dawid se donkie na sy salwing geneem. Nou is die verskil. Perde was gebruik vir oorlog, vir geweld, en het getoonbeeld die mag van heidene nasies. Dis wat perde was. Donkies symboliseer vrede, wettige gesag en goddelike orde. 'n donkie symboliseer vreedsame koningskap, nie 'n militêre oorheersing nie. En waarom sou Jesus nou die donkie gebruik? Wel, ons het gelees, om die profesie te vervul in Sagaria 9 vers 9 wat sê, julle koning sal ry op 'n donkie. En hy doen dit eintlik om vir hulle te sê, ek is julle koning, maar nie soos julle verwag nie. En vind dit is tot vandag toe die Joodse probleem. Hy is die koning, maar nie soos hulle verwag nie. En hy kom met 'n donkie. Dit dui op vrede, op nederigheid en op sagmoedigheid. En ons kan vandag sê, die Here Jesus, soos ons hom leer ken in die evangelies, sy karakter is naby die van 'n esel, as die van 'n perd. Daar gaan 'n tyd kom, wanneer hy terugkeer, onthou, hy is nou die lam van God. Maar as hy terugkeer, keer hy terug as die leeu van Juda. Dan kom hy op 'n perd, dan is dit oorlog, dan is dit geweld. Maar nou is dit Jesus, wat kom op 'n donkie. En kyk na daai prentjie, vriende, het jy al dit raak gesien, dat op elke ou donkie is daar 'n kruis? Hoe dit gebeur? Hoe is dit moontlik? Want daar het jy die koneksie. Die Skepper ry in op 'n donkie. Nou wat wil hierdie boodskap nou vandag vir jou en my sê so in die begin van die jaar? Wat het u en ek nou met donkies te doen? Kom ek gee vir so 'n paar aanhalings. Ek sê gemeente, nie alles wat aan die Here behoort is reeds bruikbaar vir die Here nie. Kom ons stop daar. Jy kan vandag vir my sê, dominee, ek is waarlik gered. Ek behoort aan die Here en ek glo jou. Maar baie mense kan dit bely, maar hulle is nog nie diensbaar vir die Here. Hulle is nie bruikbaar nie. En dit is nie omdat God nie kan nie, maar omdat so baie van ons nog vasgemaak is, of vry was en intussen weer vasgemaak is. En daarom kan ons sê, ja, ons ken die Here, ons dien die Here, ons is self 'n getuienis, maar ons is vasgemaak. Ons kan nie deur hom gebruik word nie. En baie kinders van die Here is daar. Nou moet jy mooi kyk, vriende. Hy kyk na hierdie diertjie wat vasgemaak is. En hy sê, ek het hom nodig. Ek het haar nodig. Hy wag nie tot dit losgemaak is nie. Hy reik uit en sê, daardie dier, ek het haar nodig, gemaak haar los. En dit is dieselfde wat ek vandag vir jou en my wil sê, in die begin van 'n nuwe jaar, kyk die Here na u en my, en ek wil opsom jou te sê, hy kyk nie vandag na Jerusalem nie. Hy kyk na hierdie gemeente. Hy kyk na hierdie mense. Ek wil self sê, hy kyk na al die leë banke. Kyk na hulle wat sy naam hier op is, maar weg is. En die vraag is die volgende, behoort jy aan my nie? Dit is 'n boodskap van 'n ander tyd. Die vraag is jy los? Is jy vry genoeg dat ek jou kan gebruik? Of is jy vasgemaak en ek kan jou nie gebruik nie? So wie nou, ek gaan 4 kort gedagtes met u deel. En ek met Rio dosie weg, want hy bly op 8:30, dus ek gaan aanhou preek tot op 8:30, gaan ons baie lank hier bly. So ek sal agterop moet kyk vandag, wat beteken ek moet aansien verander. So kom ons begin en ons gaan 4 kort gedagtes deel uit hierdie gedeelte uit. So as die eerste, kom ons noem dit amptelike Sondag van hierdie nuwe jaar. Ons eerste amptelike Sondag wat die sonnaskool open en ons weer veronderstel is om voltallig hier te wees. Kom ons gaan kyk na 'n paar kort gedagtes uit hierdie gedeelte. In eerste plek sê ons, God roep dit wat vas is, maar hy los dit nie vas nie. As jy nou die gedeelte gaan lees daar, dan lees ons hierdie woorde, jy sal 'n eselind vind wat vasgemaak is. En vriende, dit is die situasie waar ons, Jesus wil nou Jerusalem inry.
Hy het daardie esel nodig, maar hierdie esel is vasgemaak. En die Here gaan nou nie verby omdat hierdie esel vasgemaak is nie. Hy laat dit losmaak. Dit herinner my so aan wanneer ons verlos is, wanneer die Here ons opgewek het, dan sê baie mense wel, nou is ek gered. Dis die einde. Nee! Redding is die begin van 'n lang pad wat jy met die Here gaan loop. En baie mense is vanoggend soos Lazarus. Ja, hulle is uit die dood uit opgewek. Maar as jy Lazarus verhaal gaan lees in Johannes 11:44, dan kom Lazarus uit die graf, dan sê Jesus die woorde, maak hom los en laat hom gaan. Wat het Lazarus vasgehou, jy onthou? Grafdoeke. En soveel mense is vanoggend daar, vriende. Hulle is nog vas met dinge. Hulle is nie vry dat die Here kan gebruik nie. Hulle ken dalk die Here, maar hulle is vas aan dinge wat die Here weerhou om hulle te gebruik. En die Here sê, hy gaan jou nie vanoggend mis omdat jy vas is nie. Hy gaan jou en my geleentheid gee om dit los te maak, om los te kom van dit wat jou bind. Jy sien, dit wat jou vanoggend vashou, vriende, is vir die Here nie 'n verrassing nie. Hy weet presies wat vir jou en vir my vanoggend vashou, wat ons soos daai esel in vasmaak, dat ons hom nie kan dien soos ons moet nie. Hy weet, ons is baie keer vasgemaak deur vrees. En mense wat deur vrees vasgemaak is letterlik deur die vyand gevang. Want die woord sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van kragte, lief en selfbeheersing. Soveel mense vrees om vir Here te lewe. Soveel mense vrees om vir Here iets te beteken. Ander mense is vas deur teleurstellings in mense. Ander mense is vas deur besittings en geld. Ander mense is dalk vas deur sonde van die verlede. Dalk 'n onvergewensgesindheid. Dalk 'n skuldgevoel. Dalk geheime sonde. Dalk jou seer. Dalk jou twyfel. Dalk die plesier van die wêreld. Dalk die wêreld self. Dalk gemak. Vind daar kan baie dinge wees wat ons vashou. Dit hoef nie noodwendig slegte dinge te wees nie. Mense kan vasgebind wees deur sport. Mense kan vasgebind wees deur harde werk of deur oorlewing. Maar soveel mense in ons dae is gebind deur 'n onwillige gees. Hulle is gebind deur 'n gehouding van neutraliteit, ek neem nie posisie in nie, van middelmatigheid, van negatiewe gewoontes. So wat ook al vandag die rede is wat jou en my vashou, wat dit ook al mag wees, vra vir die Vader. Vader, wat hou my vas om vry te wees om U te dien? Wat hou my vas om nie my alles vir te gee en voluit te loop nie? Dit kom so in dieselfde trant of nood as wat ons lees in Hebreërs 12 vers 1. Laat ons elke las af lê en die sonde ons so maklik omring. Vriende, u en ek moet daardie goed identifiseer. Waarom wil ek die Here nie dien nie? Waarom wil ek nie voluit vir hom gaan nie? Wat is dit wat my vashou? Wat is die las wat maak dat ek swaar loop? Die Here het jou nodig. Die Here wil jou gebruik. Hy roep jou waar jy is. Dis 'n vrye keuse. Maar soveel mense, en ek ken hulle persoonlik, vriende, is soos die ou voeltjie in 'n hokkie. Met 'n baie dun stukkie tou met 'n baksteen onder in die hokkie. Die deurtjie is oop. Die natuur is daar buite. Die ander voëls vlinder en chirp en die ander voëls drink water en sit in bome. En hierdie ou voeltjie sit in die hokkie want hy's gebind met 'n toutjie. En soveel kinders van God is vanoggend daar. Ons behoort dalk aan die Here, maar ons is vasgebind met iets. Iets wat ons verhinder om deur God gebruik te word. Maar 'n tweede gedagte wat ek hierin sien, vriende.
Voordat God iets of iemand kan gebruik, moet dit losgemaak word. As jy nou dink aan daardie donkie, en nou kry die disippels die opdrag, gaan en maak dit los. En ons lees, hulle het gegaan en gedoen soos hulle beveel is in vers 6. So vriende, wanneer ons praat van losmaak vanoggend, dan wil ek begin deur te sê, losmaak is gehoorsaamheid, nie 'n gevoel nie. Die Here vra nie vanoggend, hoe voel jy nie? Voel jy om my te dien? Voel jy my met 'n volle oorgawe te dien? Voel jy op 'n plek om my te dien? Dis wat hy vra nie. Hy sê vir jou en vir my, dit wat ons vashou, moet ons in gehoorsaamheid teenoor hom hanteer. Hy wil dit losmaak. Hy kan jou nie gebruik as jy nie vry is en jy los is nie. En die disippels gaan en hulle gaan doen wat hy vir hulle sê. Hulle redeneer nie, hulle wag nie, hulle gaan en hulle doen wat hulle voor gevra word. Die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus beveel het. As ons so dink daaraan die eerste wonderwerk in Johannes, die bruilof, waar die wyn opgeraak is, en toe kom Jesus daar en sy moeder sê, wel, gee dit vir Jesus. En nou sê sy die woorde, kyk mooi, wat hy vir julle sê, doen dit. En vriende, wat Jesus vanoggend vir ons sê, is net dit. Dit wat jou vandag tot vandag toe vashou. Dit wat jou soos daai eselin vashou, moet jy vandag in gehoorsaamheid gaan losmaak. Dis wat hy vir jou en vir my sê. Hy roep ons op om daders te wees van die woord. Nie net hoorders nie. So jy kan hierdie woord hoor en hoor en hoor, tot jy 'n streep in die grond trek om te sê, ek gaan nie verder nie. Ek staan op en ek gaan maak los wat my bind. Ons verhouding met die Here is soos elke ander verhouding, vriende. Om verhoudings reg te maak, vat nogal 'n man op 'n perd. Is maklik om jy rug te draai op 'n verhouding, maar wanneer jy en ek 'n verhouding wil regmaak, dan vra dit ons moet eerlik raak met onsself, en dis wat God ook vir ons vra. As jy met my wil kom wandel, raak eerlik met my en kom maak los dit wat jou keer, want jy sien, die geskiedenis van die Bybel kan jy gaan lees dat God moes losmaak voor hy gebruik. Vir Moses moes hy losmaak voor hy hom kon gebruik, want hy was 'n koning, hy het in die koningshuis groot geword, hy was 'n prins, en toe sy oorval moet vrees, en die Here moes hom daarvan losmaak, toe kon hy hom gebruik. Gideon was vasgevang in 'n verlore identiteit. Hy was nog in sy hart 'n slaaf. Die Here moes hom losmaak voor hom kon gebruik. Petrus, die Here moes hom losmaak van nette en selfonderhoud en sy eie wil. Paulus moes losgemaak word van godsdiens en sy reputasie. Lazarus moes losgemaak word van die doodsdoeke. Israel moes losgemaak word uit Egipte. En Egipte moes losgemaak word uit hulle hart uit voor hulle kon gebruik. Daarvoor het hy 40 jaar in die woestyn nodig gehad. Hoekom wil jy 40 jaar loop gebind dat die Here nie kan gebruik nie? Waarom bly jy hom wegwys? Waarom bly jy sê nee? Waarom bly jy uitstel tot hy sê maak los? Ek wil hom gebruik. Ek het hom of haar nodig. Jy sien, voor die Here ook kan gebruik, gaan jy jou nodig hê. En weet jy hoeveel mense, vriende, is vandag vas aan sonde en aan oortuiginge, en hulle gaan so die wêreld in word verloor, en daar's een so 'n man wat nie kon loskom, dis die ryk jong man, wat nie losgemaak word, en hy sterf sonder God en sonder hoop in Matteus 19, lees jy sy verhaal. Moenie gebind word deur dinge wat jou vashou nie. Vriende, vir baie van ons is dit 'n onsigbare tou, want nie een van ons sien dit nie. Ek sien nie jou stryd nie, en jy sien nie my stryd nie, maar daar's 'n onsigbare tou. Daar's iets wat my vashou. Ek het nou 'n paar dinge vir u genoem. En u en ek moet daai dinge voor die Here identifiseer, ons moet daardie tou van ontslaa raak. Want jy sien, daai tou hou vir ons vas, en soos ons beweeg tot op 'n punt, veral na die Here toe, dan hou daai ding ons vas, is asof daai lyn ons vang. Ek wil amper sê, kyk na die onsigbare lyn, hier is 'n onsigbare tou, wat ek om my lyf sit, en ek gooi hom daar diep in die gehoor in, en daar kyk vas op 'n anker. Maar jy sien nie daai tou nie. Nou beweeg ek hier, daar's nie fout nie. Kom ons sê die Here se roeping is hier by die kansel. En nou beweeg ek stadig uit, en wat gebeur?
Die tou hou my vas. Die tou hou my vas. Die Here sê, kom. Ek kom, en die tou hou my vas. En ek sê, maar ek kan nie. Die Here sê nie, jy kan. Jy kan. Here, ek kan nie. Here, ek is so afhanklik van die tou. Ek is so gewoond aan die tou. En die Here sê vir jou, maak los die tou, ek wil jou gebruik. En dan kom mense in 'n gehoorsaam, hulle knip daai tou. Hulle bely dit, wat gebeur? Nou kan die Here hulle vat na hom toe. En die Here kan hulle herstel. En die Here kan hulle gebruik. Vriende, dink vir 'n oomblik dat die Here jou roep om los te maak. Los te maak. Te sny. Daardie onsigbare tou hoef jou nie eendag langer te bind nie. Hy sê, kom na my toe, wat vermoeid en belas is. Hy wil sy sonde bely en laat staan. Sal barmhartigheid vind. Laat daai onsigbare tou jou nie verder vashou nie. Maar ek wil dit vat na volgende illustrasie toe. Hierdie olifant is in die sirkus gebore. En van kleins af is hierdie olifant met 'n tou vasgemaak buite, soos hulle toer, daar by sy etensbak. En sy groter word, hy's na 'n groot olifant en hy ken die toertjies, het die toukie al dunner geword en die toukie wat hom vashou is so dun, dis eintlik lagwekkend. Dis lagwekkend om die ou toukie te sien wat daai olifant op sy kamp hou. Nou is die vraag, waarom breek die olifant nie daai ou dun toukie en dis net een keer met sy voet, want hy is so gewoond om vasgemaak te wees dat hy nie weet hoe om dit te breek. En soveel kinders van God is volgens daar. Jy is so vasgemaak deur dinge wat jou seermaak, deur sonde, wat ook al, dat jy is gekondisioneer om daar te bly. Jy hoef nie, vriende. Galasiërs 5 vers 1 het ek vir jou 4 vertalings gegee. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Soveel mense is onder die juk van iets anders as Christus. Iewers die PowerPoint kry sal hulle almal kry, gaan nie almal herhaal nie, tyd hardloop uit. Maar ons is vrygemaak. Moenie dat mense, situasies, gevoelens, leuns, oortuigings jou vasmaak sodat die Here jou nie kan gebruik nie. Kom ons kom terug by die donkie verhaal en geef jy 'n derde kort gedagte. God het nodig wat mense as onbelangrik sien. Vriende, hier is mense in die straat. Mooi mense, arme mense, mense met mooi voertuie, mense met mooi klere, mense wat jy kan sien, hulle het al die goons, hulle is gemaak, die kettinge, die hare, alles is gedoen. Dis mooi mense. Daar's daar die gewone mense, hier in pad soos in Jerusalem, en daar's daar die arme mense. En wie niemand neem notisie van die donkie op die hoek nie. Wie sal? Dis 'n donkie man, dis 'n esel. Tog kom die Here Jesus. En hy sit 'n kruis op hierdie esel se rug om te sê, ek het hom nodig. Dis miskien nie vir julle belangrik nie, maar is vir my belangrik. Matteus 21:3, die Here het hulle nodig. Kan u vir 'n oomblik dink? Dink gou in terme van 'n perd, militêr, aggressie, ek het die Engelse woord vergeet, oppressor, en die donkie, vrede, sagmoedigheid, nederigheid. Die Here sê, dis wie ek is, en ek sien jou raak. Paulus kom daar in Korintiërs en hy vir ons sê, maar die Here het maar God het die dwaase van die wêreld uitgekies, ons wat nie veel lyk nie altyd noodwendig veel het nie. Nie altyd die persoonlikhede het van ouens wat skares kan trek nie. Nie persoonlikheid het om mense te kry om te doen wat hulle wil doen nie. Ons het dit nie. Ons is dwaase mense wat God uitgekies het in die wêreld om sy instrumente te wees. Ons kyk en sê, wie ek doen vir die Here so min. Ek kan so min doen, maar wie wat Sagaria 4:10 sê, verag die dag van die klein dinge nie. Jy en ek is eenvoudige mense. Ons het in die wêreld nie veel status nie. Ons het nie veel stem nie. Ons het nie veel krag nie. Maar wie wat? Vir Here tel dit nie. Hy sê vir jou en vir my volgende, jy is my belangrik.
Jy is dalk vir jouself nie belangrik nie. Jy luister dalk na die tou wat jou vashou, jy luister dalk na mense, jy luister dalk na jou eie gevoelens wat vir jou sê, jy is nie belangrik nie, jy is te gering, jy is te klein, jy is te ongeestelik. Baie mense sê vir jou, baie mense hoor my verlede hou my vas. Jy kan nie, jy het probeer, kyk hoe jy misluk, kyk hoe jy misluk. En dis die tou wat ons vasbind. Die Here sê, nee, ek sien potensiaal in jou. Ek woon in jou. Ek kan jou gebruik, miskien nie om loftes versveld vol te maak nie, maar om een mens te beïnvloed. Een mens vir Here te red. Ek het een aand in 'n gewellige stryd met die Here en oor die bediening, en as jy daar was, jy verstaan, geworstel oor alles. Oor die prys wat 'n mens betaal het om te sê ja, die prys wat jy betaal het om te gaan vir opleiding, die prys wat jy betaal het vir wat jy doen. En een aand in die Here vir my so duidelik deurgekom, jy verstaan nie. Jy verstaan nie waarom dit gaan nie. En toe vat hy my terug na die gedeelte in Johannes 15 waar hy sê, en daar is blydskap in die hemele oor een siel wat tot bekering kom, en dit is wat ek moes leer hy aand. Al het die Here my vir 30, 35, 40 jaar voorberei om een siel vir hom te red. Een siel. Was dit alles die moeite werd. Die Here wil jou gebruik vir om een siel vir hom te beïnvloed. En dink vir jouself as hierdie gemeente vandag opstaan as Here, ons maak ons los van wat ons vashou. En ek gee myself oor aan U. En U kom my gebruik. En elkeen van ons wat vandag hier sit, gaan in hierdie volgende 6 maande net een siel vir God red. Wat gebeur in die middel van die jaar? Hierdie kerk is vol. As elke een net sê, Here, ek maak los, kom gebruik my. Die Here wil vandag opnuut vir jou sê, vriende, moenie luister na jou eie stem nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is, wie kan dit ken? Die Here sê, ek het jou nodig. Vriende, hy kan mense red as hy wil, maar hy doen dit nie. Hy gebruik mense. Hy kan engele gebruik, hy kan wonderwerke gebruik, hy kan dit doen, maar hy verkies om mense soos ek en jy te gebruik. Hy noem dit sy kerk, sy instrumente. Maar soveel van die instrumente het ornamente geword, wat God nie kan gebruik nie. Die Here wil vandag vir jou en vir my sê, moenie luister na dit wat jou vashou nie. Moenie luister na die stem van die vyand nie. God sê, jy is nie te klein, te gering, te eenvoudig om te gebruik nie. Ek het jou nodig. En dan die vierde gedagte, dat ek weer afsluit, vriende, wat God losgemaak het, word 'n draer van die Here Jesus. Ek gaan nou nie verhaal in. Hier kom die Here Jesus aan met sy disippels, hier stop hulle, hier is die skare van Jerusalem, en hy sê vir hulle die opdrag, gaan vooruit na die dorp, daar is julle esel vol kry wat vasgemaak is by haar ma, maak hulle los en bring hulle vir my. Ek het hulle nodig. En hier bring hulle daai esel vol, klere op hom neersit, en daar sit Jesus op hom. En vriende, ons lees hierdie woorde, en Jesus het daarop gaan sit. En hier is nou die waarheid. Dit gaan nie oor waarop hy sit nie. Het gaan nie oor wie hy gebruik nie. Het gaan oor wie ons verteenwoordig. Vriende, ek en jy is geringe mense. Die Bybel verwys na ons as erdespotte met 'n skat in. Erdepot was goed wat waardeloos was. Dis goed as hy het gekraak, hy het gelek, hy het gebreek. En dan gooi hom maar op 'n ashoop. Die Here kom en hy vat daardie kleipot en hy vat dit en hy maak dit sy en hy sit binne in daai kleipot hierdie skat van Christus Jesus. En daai kleipot leef op 'n lewe waar hy op 'n stadium sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dan begin God mense gebruik. En wat gebeur? Hierdie mens beweeg die wêreld in, luister mooi, as 'n draer van die Here Jesus, as 'n draer van die lig. Kom ons gaan lees dit weer wat gebeur daar. Die skare wat voorgeloop het.
en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Luister mooi, nie wie is hierdie donkie nie. Wie is hierdie man? U en ek word 'n ligdraer van die Here Jesus. Ek is geroep om los te kom van die wêreld, om vir hom 'n ligdraer te wees, daar by die werk, daar in my huis, daar waar ek beweeg. Hulle moet hom raak sien. Hulle was nie opgewonde oor die donkie en die vriende. Hulle was opgewonde oor hierdie Jesus. Maar kyk mooi, hy sou nie inkom as dit nie was vir die donkie nie. Hy sou nie inkom by die donkie nie losgemaak was nie. Vriende, jy en ek moet losgemaak word. En my vraag volgend is, wie gaan dit eers te doen? Wie gaan volgend opstaan en sê, Here, hier is ek gee myself oor, maak my los. Ek vat jy terug na Botswana, Kenia, ons gaan op so in die noorde, waar elke jaar die geweldige migrasie kom, dan kom daai geweldige massa, kom ons vat die blou wildebeeste, staan op die grens daar van die rivier, en hulle staan, hulle moet oorgaan, hulle moet trek, maar hulle staan en wag, tot een die water breek. Hier's krokodille in, hier's seekoeie in, die stroom is sterk, wie gaan tot daai eerste een spring, anders hy spring vir die oorkant, dan volg die res. En as die res volg, dan volg die res. Sien hoe werk herlewing as God een man, of een vrou, of een kerkraad, of een lidmaat, of een onderwyser, of een kind in die hande kan kry, wat sê, Here, ek maak los, ek's in die hande, kom gebruik my, dan gebeur dit. Kom ek lees vir jou 'n gediggie. Ek was net 'n esel, vasgemaak en vergete, kry die prentjie. Tot die dag toe iemand my losmaak. Ek het nie geweet ek dra die koning nie. Ek het net gehoorsaam gestap. En skielik het my wêreld gejuig, die wêreld gejuig, nie oor my nie, maar oor hom wat ek gedra het. Vriende, u en ek is daar die mense wat volgens die Here Jesus geroep word om losgemaak te word en om in te kom. En soos hierdie verhaal van hierdie man wat sê, Here, ek wil graag hierdie gebruik word. Ek wil graag hê, u moet my gebruik. Here, ek wil gee vir u saak. Here, ek wil. En Here sê vir ons, reg, geef my alles. Geef my die sedels. En hy begin my sedels so een vir Here te gee, een vir een. En toe hy klaar sê, Here, maar daar's een in jou sak. Daar's 'n sedel in jou sak. Toe sê Here, al die sedels net nie hierdie ene nie. En dis die kruks van die verhaal. Daar die laaste sleutel moet jy gee. Want daardie sedel is wat jou vasmaak. Dis wat jou vasmaak. Dis wat jou vashou. Dis hoekom jy eerder sal kritiseer as om self te help. Dis hoekom jy eerder sal wegbly as om op te daag. Dis hoekom jy eerder sal vat as om te gee. Gee al die sedels vir hom. Sy woord is baie duidelik. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun op jou eie insig nie. Ken hom aan al jou weë, nie net sekere weë, en hy het jou paai gelyk maak. Wees nie wys eie oë nie, vrees die Here, wyk af van die kwaad. O vriende, die Here het vanoggend vir my en jou gepraat. Hy gee vir ons daardie opdrag en daardie uitnodiging, dat ons se gaan losmaak. Dat ons se gaan losmaak. Dat ons sal hoor, hy wil ons gebruik. So kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil daar waar ons sit. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Ek wil hê jy moet nie vir my kyk nie. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Ek wil hê jy moet kontak maak met die Here. En ek gaan so 'n paar gedagtes met jou deel terwyl jou oë gesluit is en ons praat met die Here. Die Here sê, ek gaan jou nie vanoggend jaag nie. Ek gaan nie druk op jou sit nie. Ek is die stil Here wat jou roep. Jy besef dalk vanoggend, iets hou jou vas. Dit hoef nie groot te wees nie, hoef nie skokkend te wees nie. 'n Tou, 'n sedel. Dit wat die Here jou al baie lank oor aanspreek.
Hy roep jou nie om los te maak om jou te veroordeel nie. Hy roep om jou vry te maak om jou te gebruik. Waarom laat jy toe dat iets of iemand jou terughou? Ek wil vanoggend vir jou sê, daar in jou bank, waar jy nou is, sê vir hom, Here, hier is ek. Here, ek kom. Ek maak hierdie tou los. Ek kom bely dit wat vir my bind. En ek kom vra vir Here, terwyl ek hier gaan losmaak, hierdie tou gaan knip, hierdie ding oor my gaan breek, stel my in staat om vir U te volg. En vriende, dan kan ons saam met ons sê, wat die woord sê. En ek lees dit vir jou, luister mooi. Ek vermaan julle dan, broeders en susters, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. En word in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Here kom vanoggend en hy sê, maak los. Ek het jou nodig. Gaan jy hoor? Gaan jy gehoor gee? Ons het vanoggend gekyk na God sê, God roep dit wat vas is, maar hy los dit nie vas nie. Ek wil sê vanoggend, as jy vas wil bly, is dit jou keuse. Dis nie God se wil nie. Hy roep mense wat vas is, en hy doen dit gereeld. En hy maak mense gereeld los. Hy roep, maar hy wil jou losmaak, maar nie sonder jou nie. Voordat God iets of iemand kan gebruik, moet hy dit losmaak. Dit wat jy van losgemaak moet word, is vanoggend jou verantwoordelikheid voor die Here. God het dit nodig wat mense as onbelangrik sien. Sit vandag 'n stop in jou ore. Sit 'n stop in jou gemoed, vir jouself, vir die vyand, vir ander mense, vir situasies, vir omstandighede. God sien jou as 'n belangrike deel van sy werk. Jy is duur gekoop. Kom vir Here, kom met jou liggaam, hier waar hy vir jou roep. In laaste plek, wat losgemaak is, word 'n draer van Christus. Dis jou enigste roeping. Pa, dis jou roeping, om voor te loop, sodat jou kinders kan sien, dat hulle kan volg, dat hulle kan doen soos hulle doen. Ek lees, in hierdie dae, julle kom af my kyk, ek lees in hierdie dae, lees ek so 'n stukkie van ou mense, en iemand vertel die verhaal van so baie ou mense, wat verlore, wat weet vergete is, maar hy vertel van hierdie oom, die ou tannie is dood, en hy is al baie oud, en hy bly nou by die seun, en by die skoondogter, met 2 kindertjies, en hy kan nie meer mooi sien nie, en hy kan nie meer mooi hoor, en hy kan nie meer mooi die goed vashou nie. So wat gebeur by die tafel, mors hy stamp die melk om, hy die borde laat val op 'n stadium, hy mors die kos uit sy bord uit, en die skoondogter het baie vies geword, en vir die man gesê, jy moet 'n plan maak met jou man, jy moet 'n plan maak met jou pa, my man. En hulle het toe besluit om vir hom daar in die hoekie 'n tafeltjie te sit met 'n stoel. Sy het gesê, hy eet nie meer uit my dierbord, en hulle het vir hom 'n houtbord gegee, en hy daar gesit, en daar het hy geëet, daar het hy gemors, daar het hy aangegaan, daar het hy gedoen wat hy moet doen. En so 'n week later sit sy ou seentjie en speel daar in die kamer, hy het 'n stuk hout en 'n mes, en hy vra vir sy seun, wat maak jy my seun? Hy sê, papa, ek maak vir jou en mamma borde. Hy sê, hoekom? Hy sê, want ek gaan met julle doen wat julle met oupa doen. Jy sien, vriende, ons kinders kyk na ons. Hulle volg jou. En as jy vasgehak het en vasgehou word, guess what? They gonna follow you. As jy bly nee sê, as jy bly uitstel, as jy bly sê nee, as jy bly sê nee, los my, dis nie vir my, as jy dit bly sê, moenie verbaas wees, as jy rebelle groot maak. Luister mooi, wat hulle oë in die hel oopmaak, omdat ons toegelaat het, dat ons vasgehou word, deur dinge, terwyl ons roep om te sê, maak los, ek het jou nodig. Kom ons sluit af met gebed. Dierbare, wonderlike Here, U het my aandag heel eerste vanoggend. Ek kom bely ook in my eie lewe, Here, dat daar soms vrese is wat my vashou. En so kom bely ons elkeen van dinge wat ons vashou.
En ons wil vandag kom en sê, Here, ons hoor u roepstem en ons hoor u uitnodiging dat ons moet losmaak, want u het ons nodig. O Here, sien elke vanoggend opreg in hulle hart dit bedoel raak wat sê, Here, kom maak my los. Here, ek kom bely dit, ek kom knip dit af, ek kom kry daarmee klaar. Maar ek gaan nie verder vasgehou word nie. Ek wil wees soos daardie esel. Ek wil u naam verkondig, ek wil u invat in my huis, in my werksplek, tussen my mense. Ek wil u invat in checkers, in binnelandse sake. Ek wil u invat in die bank, ek wil u kind wees, ek wil u ligdraer wees. O Here, sien ons raak vanoggend en kom vat vir ons asseblief by die hand. Vader, ek bid dit in Jesus se naam. Amen.